Impak Kerk, goeiemôre, dis lekker, dis woensdagoggend en dis 'n voorreg om jou praat. Vandag lyk 'n bietjie anders, ek praat met jou uit die kantoor uit my kantoor uit. Ons het so 'n bietjie 'n besige dag agter die rug en 'n besige week agter die rug met al hierdie nuwe verwikkeling wat ons in die gang is, waaroor ons baie opgewonde is, maar vandag is ons tema vir die week, na aanleiding van Sondagoggend se boodskap, wil ek jou gesels oor ons tema van die week, en ek wil net so 'n bietjie begin dalk op 'n ander aanslag, by 'n ander aanslagpunt wil ek jou net vandag herinner aan wat die Here vir jou wil sê. 1 Petrus 5 vers 7 tot 18, jy ken die skrifgedeelte, en hy is op die skerm hier langs my, hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Jy wat luister, ek praat vandag met jou. Ek praat vandag met jou hart, en ek kom vandag na jou toe met hierdie kern, ek wil amper sê geestelike wet, wat vir my en jou vandag sê, dat God sorg vir jou. Ek was 2 weke terug, Sondag aand daar in Oudtshoorn bedien, en ons het die aand bedien, die aand self my man weer 'n bietjie worship lead nie, en ek het die gitaar gevat, en dis mos in die Kaap, en in die Kaap is het toch ek man, ons het lekker paar liedjies gedoen, aan die einde van die aanbidding sê, dan vat ek die gitaar, en ek doen daai Kaapse nommertjie, wat sê, God sorg vir die mossies, en God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, en God sal sorg vir jou. Is jy dalk bekommerd oor die dag van môre? Dis waaroor daai hele liedjie gaan. God sorg vir jou. En nou sê 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, werp al jou bekommernisse op my, want ek sorg vir jou. Ek kyk na jou, ek pas jou op. Jy is in my hand vas. Jy is toegemaak in my hand. Die vyand, niks kan jou uitruk uit my hand uit nie, want God sorg vir jou. Maar dan kom die waarskuwing 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nigter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, wat soek wie hy kan verslind. So terwyl God vir jou sê dat hy vir jou sorg, is die waarskuwing ook daar, dat die vyand gaan probeer om jou onder te kry. Die vyand gaan sy beste gee om jou seer te maak. Die vyand gaan sy alles insit om jou te na te kom. Dis sy werk, dis sy operations. Johannes 10 vers 10, hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Weet het vandag dat niks kan jou uit God se hand uitvat nie, niks nie. Daar's niks wat nie hoogte en diepte kan jou skei van die liefde van God af nie. Jy's in sy hand toegemaak, maar wat die vyand wel kan doen is, hy bou jou so toe met omstandighede, dat jy eintlik in mekaar insak, dat jy negatief raak, dat jy mismoedig raak, dat jy self opgee. God sê ek het jou, God sê ek sorg vir jou, God sê ek kyk na jou, maar partykeer vang die omstandighede ons so, dat ons letterlik in mekaar insak. Ek wil graag uit vir die Passion se kommentaar gedeelte, en dit is wel in Engels, maar ek wil gou hier met jou deel, van die Passion se kommentaar gedeelte oor daai 1 Petrus 5 vers 7 tot 8, hy sê, the implication in the context is that if you do not bring your worries and cares to God, the devil will use depression and discouragement to devour you. Kyk, en die Bybel leer ons, die Bybel sê ons nie onbekend wees met sy werke nie. En na aanleiding van Sondag se boodskap is dit juist die kern daarvan, dat jy en ek, ons moet nie onbekend wees met sy werk nie. Sy werking is, as jy nie jou bekommernisse vir God gee nie, dan vat die vyand daai bekommernisse, en hy druk daai bekommernisse so groot, en hy vertel jou al hoe meer leuns, hy vertel jou al hoe meer onwaarhede, hy vertel jou al hoe meer goed wat nie so is nie, en daai bekommernisse van jou, daar raak al hoe swaarder, en dit word naderhand depressie, dit word naderhand mismoedigheid, discouragement, dit word naderhand hopeloosheid. So die vyand vat daai bekommernisse wat nie vir God gee nie, en hy amplify dit, hy gee dit volume, hy maak dit groter as wat dit is, die leuen word al hoe groter en word al hoe meer oor jou lewe, en dan raak mense negatief. Die realiteit in Suid-Afrika is in die wêreld nie seker nie, Suid-Afrika is in die wêreld een van die lande met die grootste selfmoordsyfers nie. En ek het so Sondagoggend oor Vadersdag, jy is daaroor gepraat, dat 70% ongeveer in Suid-Afrika van selfmoordgevalle is mans. Maar weet jy wat, mans hou nie daarvan om ons worries, ons bekommernisse vir die Here te gee. Ons dink ons moet dit hanteer. Ons dink ons weet hoe om dit te doen, en dan pak vrees ons beet, want die vyand gebruik daai bekommernis van ons, hy sit vrees in ons lewe, hy sit depressie, hy sit neerslagtigheid, hy sit hopeloosheid, hy sit moedeloosheid in ons lewe neer. En dan word daai moedeloosheid partykeer so groot, ons val in depressie, en dan kry die vyand dit reg, om ons lewe letterlik uit ons uit te trek.
Hy kry dit reg, letterlik reg om die hoop wat ons het weg te vat. Hy kry dit reg om dit wat ons moet gee, by ons weg te vat. Dis hoe hy werk. Maar ek vir jou herinner, en dalk praat ek vandag met jou, en dalk was jy nie Sondag in die kerk nie, en dalk luister jy en of dalk was jy Sondag in die kerk, en jy wil hierdie verkorte weergawe vir iemand stuur, en dalk het jy hom gekry vandag, en gun my om gou hierdie met jou te share. Psalm 23 leer ons so mooi, hy sê, hy verkook my siel, sê die Bybel, die Afrikaans, hy verkook my siel. Die Engels sê, he restores and revives my life. Die oorspronklike Hebreeus sê, he causes my life to return. In ander woorde, hy bring die lewe terug in my lewe. So hoor wat sê Psalm 23, die Here is my en jou herder. Hy is ons herder, en weet jy wat beteken? Dit beteken dat God sê, as jou herder, gaan die vyand kom, en deur die bekommernisse van die lewe, deur die moeilike tye waardeur jy gaan, deur die struggles wat jy face, deur die krisis waardeur jy gaan hy jou probeer moedeloos maak, hy gaan jou probeer depressief maak, hy gaan jou probeer afbreek, hy gaan jou probeer negatief maak, maar hier is die oplossing, liewe kind van die Here, dat God sê, maak my jou herder, en as ek jou herder is, en jy gee jou bekommernisse vir my, werp al julle bekommernisse op hom, en jy werp jou bekommernisse op my, dan vat ek daai lewe wat jy verloor het, daai leweloosheid wat jy voel, daai moedeloosheid wat jy voel, daai discouragement wat jy voel, sê die Here, dan kom ek, dan gee ek weer lewe vir jou. Ek herstel jou lewe. I revive your life. He causes my life to return. Hy verkook jou siel. Hy gee jou moedeloos. Partykeer loop met goed ons lewe rond. Ons kan nou vandag baie lank praat oor al die goed wat ons negatief maak, al die goed wat die lewe uit ons uitdreineer. Ons kan daaroor praat vandag, en daar's hoeveel voorbeelde seker dat ons daaroor kan aanneem, maar jy weet presies waarvan ek praat. As ek daai ding aanraak en vir jou sê, hy, die vyand het die kapasiteit partykeer om jou lewe uit jou uit te dreineer, en jy voel jy het nie meer hoop nie. Maar vandag kom ek na jou toe en sê, die Here is jou herder, en ek vir jou uitdag, gee jou bekommernisse vir hom, moenie toelaat dat daai bekommernisse jou einde gaan beteken nie. As ek met 'n mans praat, ek het Sondag vir die mans gesê, no one gets left behind. As 'n familie van die Here, as kinders van die Here, kan ons nie toelaat dat enige iemand agterbly nie. Ons kan nie toelaat dat jy agterbly nie. Ons kan nie toelaat dat jy verlore gaan nie. Ons hart is, gee jou bekommernis vir die Here. Gee dit vir hom, hy is jou herder, hy sorg vir jou. En weet jy wat, hy verkoop jou siel. Hy bring lewe terug op daai plekke waar jy voel, daar's nie lewe nie. Daai plekke waar jy voel, dis nie moontlik nie. Hy gee vir jou weer lewe. Hoe amazing is dit nie, dat die God van hemel en aarde vir jou lewe gee. En ek hoop dat vandag se boodskap jou net encourage. Nou nie vir hoop gee. Dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, hier's my uitdaging. Gee vir die Here 'n kans. Gee vir die Here die geleentheid om net jou lewe vir jou terug te gee. Om lewe terug te sit in jou lewe. Want dis wat hy doen. God bless jou. Ons is hier vir jou. As jy enigiets nodig het, as jy hulp nodig het, praat met ons, kontak ons, en ek weet die Here gaan jou help. God bless jou. Geseënde week. Ek sien julle Sondagoggend.